Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, groot is die werke van u hande, onbegryplik u weë. Groot is u genade en onuitspreeklik die grootheid van u liefde. Heilige Gees, werk in elkeen van ons kragtig om u woord, u lewende woord, te begryp en deel te neem aan die werk wat u in ons lewens verrig. Reinig ons gedagtes, reinig ons harte, maak ons lewens vir u aanneemlik. Here, en as daardie proses nog nie begin het nie, mag dit vanoggend begin. Vader, mag die gedagtes van ons elkeen se hart en die woorde van my mond vir u aanneemlik wees, o Heer. Amen. Die van julle wat julle Bybels naby het, kan dit solank oopmaak by Filippense 2. Ons gaan daarso saam lees vanaf vers 1 tot 18. En terwyl julle blaai daarheen, gaan ek so vinnige inleiding gee tot die teks. Nou ons is in Advent, dis die oploop tot Kersfees. Die winkels is al klaar vol rooi, goud en silwer linte getooi met kersliedjies wat in die gange afblaar. En ten spyte van al hierdie glans en sier wat ons aanskou in die winkels, kan ons as gelowiges nie anders as om met 'n besef in ons hart rond te gaan van ten spyte van hierdie beeld wat hier is van vrolikheid en glans en mooiheid, is daar 'n groot donkerte wat steeds in hierdie wêreld is. Is daar groot hongersnood in terme van godskennis en waaroor Kersfees werklik gaan. Filippi was vir sy tyd ook 'n samevlansing van kulture. Paulus skryf in die gemeente daar in Filippi. Nou, ek dink hulle feeste en goeie sou baie dalk soos ons Kersfees, die ouens sou ook daar in die strate rondgeloop het en 'n klomp goed gesien het wat vir die gelowiges dalk uitgedaag het, omdat hulle nie daarmee sou saamstem nie. Mense dink aan verskillende afgodsbeelde en tempels. Regtig 'n samevlansing van 'n klomp kulture wat daar was. Die ouens het ook gesê is 'n kosmopolitaanse samestelling of dorpie gewees. Griekse en Romeinse kultuur en interessant genoeg ook 'n aftreeplek vir die Romeinse soldate. Die Romeinse soldate het as hulle nou hulle tyd uitgedien het in die Roman Imperium, in die Romeinse Ryk, dan het hulle nou daar so 'n lappie grond gekry of huisie of wat ook al. Interessant hoe die aftreepakkette al die jare nog nie veel van vorm of so verander het eintlik. Die gedeelte vooraf in Filippense 1 maak Paulus melding van die feit dat die hele Praetorium, dis nou die 2020 vertaling, of die paleiswag is bewus van die feit dat hy in die tronk is, en dat hy terwille van sy geloof in Christus en terwille van Christus in die tronk is en vervolging ervaar. Hoe dit gebeur het, kan ons die lyne trek na Handelinge 16 toe, waar hy in die tronk in Filippi was
En as jou kinderbybelstories dalk nog vars genoeg in jou gedagtes is, of jy dalk onlangs Handelinge gelees, dan sal jy onthou dat Paulus daar in die tronk was en daar terwyl hulle besig was om lofliedere te sing, is daar 'n verskriklike aardbewing. Die tronk se deure gaan oop en hulle boeye val af en hulle het almal die geleentheid om weg te hardloop. En in daai oomblik besef Paulus toe ook dat die hoofwag wat oor hulle aangestel is daar so in die tronk op pad is om sy lewe te neem en hulle skree vir hom, hey, stop, moenie jouself leed aandoen nie, ons is nog almal hierso. En die wag en sy hele gesin die evangelie verkondig en hulle is gedoop. En ek kan maar net raai dat hierdie wag die goeie nuus, die evangelie, verhaal van wat daai aand gebeur het, al sy kollegas vertel het. Paulus skryf die brief, dalk ironies, vanuit die tronk aan die gemeente in Filippi. En ek sou nog verder raai dat die bewaarder wat oor hom was in Filippi, in alle waarskynlikheid deel was van hierdie gemeente aan wie hy nou die brief rig. Die ouens spekuleer dat Paulus of in Rome, Caesarea of in Efese in die tronk was ten tye van die skrywe. Dit gee dan ook nou 'n tydvak van die datums, enige iets van so 55 na Christus tot so in die laat 60s na Christus wat die brief geskryf is. En ek wil jou uitnooi om vanoggend te luister of jy die Kersboodskap kan raak hoor uit Filippense uit. Stem jou oor om te hoor die volgende woorde: verneder, verhoog, verlossing en verbly. En daai 4 punte gaan ons ook deur die loop van die preekboodskap teekom. Verneder, verhoog, verlossing, verbly. En laastens, let op na die Vader, die Seun en die Heilige Gees se aksies of die werkinge. Wat doen hulle? Wat word gesê, is dade of aksies wat aan hulle toegeskryf word? En die gelowiges se reaksie daarop. Dan vir jou so krummeltjie daar gee en sê gehoorsaamheid is een van hulle. Kom ons lees saam. Filippense 2 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid, die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde en elke tong sal bely. Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid.
Werk met vrees en bewering aan julle verlossing. Want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos hy dit goed vind, is God. Doen alles sonder kla en teenpraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God, smetteloos te midde van 'n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Op hierdie manier sal julle op die dag van Christus my rede tot roem wees, sodat ek nie vergeefs gehardloop of my vergeefs ingespan het nie. Maar al word ek ook as drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my en verbly ek my saam met julle almal. Verbly julle ook so, ja, verbly julle saam met my. Tot sover lees ons. Dit is die woord van die Here. Paulus is 'n baie begaafde skrywer van briewe. En hy het 'n manier om jou as hoorder, wil ek amper sê, in 'n lokval te lei met jou gedagtes. Hy doen dit veral in Romeine 1 en 2 ook, as jy dit gaan lees. Hy gee baie goeie set. En hy stel daai wip noukeurig. En hy druk jou gedagtes in 'n lyn om jou innerlike aan jouself te ontbloot. Voordat ek meer daaroor sê, wil ek net sê, as ek nou om die beurt praat van die gelowiges in Filippi of ons hier, dan doen ek dit met die wete dat die boodskap wat ons kry uit die gedeelte wat ons nou gelees het, 'n universele boodskap is. Dis van toepassing op gelowiges van alle tye. So, wanneer ek praat van die gelowiges in Filippi, sit jouself daarin. Hier in die banke of daar by die huis op die rusbank of waar jy jouself bevind, hoor wat Paulus ook aan ons skryf in daardie opsig. Nou Paulus dek die tafel om hulle gedagtes te rig. In die eerste gedeelte gebruik hy retoriek. Die hoorders weet wat die antwoord is, maar hy fraseer dit so op 'n manier dat jy moet dink oor wat hy sê of dit wat hy vra. Dis daar wat ons lees, as daar enige troos, of hy begin met, as daar enige aansporing in Christus is. Natuurlik, ons weet, daar is aansporing in Christus. Aan die hand van die voorafgaande gedeelte wat hy al klaar geskryf het ook, sien ons maar daar is troos in die liefde. Daar is eenheid of gemeenskap in die Gees. En ook in die hand van die voorafgaande is daar innige meelewing en ontferming. Hy sê hierdie goed is daar, maar hy stel dit as 'n vraag, retoriese stellings. Nou deur die retoriese stellings beklemtoon Paulus dat die gemeente en dan gelowiges van alle eeue eensgesind behoort te wees. En hierdie feit sal sy blydskap wat Paulus se blydskap is, volkome maak. Ons kom net nou weer terug hier na die einde van die preek toe oor blydskap, verbly en vreugde. Maar hy omarm as te ware hierdie gedeelte met, hy sê, hierin sal my blydskap volkome wees, en dan aan die einde dan praat hy weer oor die blydskap, né? So hy omarm hierdie gedeelte as te ware. Nou, hoe lyk hierdie eensgesindheid wat Paulus sal bly maak, en wat spruit uit die verbondenheid met Christus? Hy pak dit vir ons uit. Hy sê, dieselfde liefde moet daar in almal wees. Nou, wat se liefde praat ons hiervan?
Die wêreld waarin ons is, skets vir ons 'n prentjie en konsepte van liefde wat die ware konsepte van liefde heeltemal skeef trek. Wanneer ons as gelowiges praat van liefde, dan praat ons in die eerste plek van liefde vir God. En in die tweede plek, liefde vir ons naaste. Dis daai liefde wat Paulus van praat. Hy sê daai liefde moet in almal van ons wees. Dieselfde gees moet daar in almal wees. Dis harmonie, eensgesindheid, 'n gesindheid, 'n ingesteldheid. Nou, wanneer ou daarna gaan kyk, hy sinspeel daar met die woorde, want dieselfde gees is die Heilige Gees aan die een kant, maar met die sinspeling van woorde wat hy daar gebruik, kan daai gees ook met die klein lettertjie wees, wat sê maar, ons ingesteldheid en ons denke behoort dieselfde te wees. Ons doel behoort dieselfde te wees. Pneuma is die Griekse woord vir gees. Dit is ook asem. Ons kan sê ons asemhaling moet dieselfde wees. Dieselfde asemhaling handhaaf. En dit alles is in teenstelling met verdeeldheid. Ons moet dieselfde standpunt hê. Om nie te veel daarop uit te brei nie, ons weet hierdie jaar is vol van 'n klomp verskillende standpunte van gelowiges af. Maar sien hier in die rol van die belydenis, waar ons almal dieselfde bely. Almal is gelowiges, bely. En wat bely ons? Die teks gee dit. Sê, Jesus Christus is die Here. Nederigheid en naaste liefde is die vrug van hierdie eensgesindheid. Nederigheid en naaste liefde, om die belange van ander bo die van jouself te plaas. Maar hoor nou, hier kom die lokval, wat Paulus nou vir jou stel, want jy is nou op die punt waar jy dalk 'n klompie verskonings en 'n klompie fynskrif klousules hierso wil begin inskryf. Daai woordjies ja, maar. Ja, ek moet nederig wees en ek moet omgee vir ander en ek moet ek weet dit, maar Paulus het ons gelei tot op hierdie punt. En as ons verskonings wil begin aanbied, dan sê hy, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. En net daar skuif Paulus daai deurtjie toe. Hy het jou. Want nou sit jy in 'n katarsis. Jy sit nou in 'n lekker probleem, want jy wil verskonings aanbied. Maar die antwoord is dan nou hier, dat dieselfde gesindheid in jou en my as gelowiges moet wees, as wat daar in Christus was. Nou binne in hierdie hokkie, waar jy nou gevang is, staan ons voor die werklikheid van Jesus se onbaatsigtige nederigheid en gehoorsaamheid. Onbaatsigtige nederigheid en gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid wat ons nou op gaan uitbrei tot die dood toe. En raai wat, hierdie goed moet binne in elkeen van ons wees. Nou is ons binne in daai hokkie. Nou is ons vas. Nou het ons nie 'n keuse nie, nou moet ons luister. Nou moet ons kyk, waartoe stap die Gees met ons binne in hierdie ongemaklike situasie waarin ons onsself bevind, waar ons besef maar ek wil verskonings aanbied, maar ek kan nie. Verneder. Die eerste
van die fees waaroor ons gepraat het. Alles begin by Christus. Ons sê afgelope paar Sondae uit Johannes 1. Die klem en die belangrikheid van Christus se voortreffelike posisie en sy verhewendheid bo die hele skepping van voor die skepping af gesien. Johannes gee vir ons hierso Johannes beklemtoon die feit dat Christus verhewe was en sy posisie van eer was. Christus is nie geskep nie. Christus is nie gemaak nie. Christus het nie sy ontstaan gekry met sy geboorte nie. Dit is van voor daai tyd af, van die skepping af, van voor die skepping af, by God. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeggemaak. Leeggemaak, ekenos. Die mooi woordeboek definisie daarvoor sê, to completely remove or eliminate elements of high status or rank by eliminating all privileges or prerogatives associated with such status or rank. Christus het gesê, hy klim van die troon af om in 'n krib te gaan lê. Deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy woord slaaf, doulos, staan op die uiterste punt van 'n woordjie wat ons net nou by gaan uitkom. Kyrios, Here. Die twee woorde staan hier teenpole, verwyder uit mekaar. En Christus het homself uit sy verhewendheid na 'n slaaf toe verneder. En die Here het hom weer herstel na sy heerskappy toe. Ons kom daar. Ons pak dit 'n bietjie uit. Jesus sterf tot die dood toe gehoorsaam. Die dood. Waar het die dood ingekom? Na die sondeval. En wat is die loon van die sonde? Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Jesus kom verneder hom tot op die punt waar hy die gevolge van sonde dra, sonde waarin hy nie 'n aandeel gehad het nie. Meer nog, as dit nou nog nie vir jou aankla van jou posisie as mens in hierdie hokkie nou. Jesus het aan die kruis gesterf. Deuteronomium 21 vers 22. As iemand 'n sonde begaan wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan 'n houtpaal ophang, mag sy lijk nie die nag aan die paal bly hang nie, maar jy moet hom beslis daardie selfde dag nog begrawe. Iemand wat aan 'n paal gehang is immers 'n vervloekte by God. Christus het 'n vervloekte geword. So asof jy die vernedering kan net nie nog verder nie. Jesus se dood was uit gehoorsaamheid aan die Vader. Gehoorsaamheid. Waar is ons gehoorsaamheid? Dis nou die vraag wat ons nou sit, want ons is nou in hierdie hokkie en Paulus is nou besig om hierdie hokkie te skud. Nee, jy is nou in hierdie hokkie en jou besef word hopelik wakker gemaak deur wat aangaan. Jesus was gehoorsaam. Maar dis die eerste ding wat ons doen. Ons was ongehoorsaam.
Maar ons moet nou nie dink dat hierdie goed buite God se beheer gebeur of buite Christus se beheer gebeur nie. Jesus self sê vir ons baie mooi in Johannes 10 vers 17, om hierdie rede het ek die Vader, om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê, en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. Jesus het 'n opdrag gehad, en hy was gehoorsaam. En ek kan ons net herinner aan ons opdrag om nederig en onbaatsigtig te wees, né? Verhoog. Vanuit hierdie gehoorsaamheid het God vir Jesus uitermate verhoog en hom die naam bo alle name gegee. Shakespeare het mos gesê, what's in a name? Nou gegee die konteks van die gedeelte, dink ek daar's nogal baie daarin, want dit gaan nie oor die naam self nie, maar oor die betekenis, die titel daar agter, die gesag wat dit het. Openbaring se benaming vir Christus, Kyrios ton Kyrion, die Heer van die Here. Daar is nie 'n groter een as hy nie. Daar is niemand bo hom nie. Hierdie naam kan nie oortref word in enige manier of vorm nie. Dis Christus. Daardie titel, daardie naam is aan hom gegee. Redelike drastiese teenoorgesteldes, waar ons sit met Kyrios en Doulos, Heer van die Here, en ek wil amper sê die slaaf der slawe, die vernederde. En dit bring ons by 'n punt wat elke mond sal bely. Elkeen, die hemelwesens, daai goed wat ons nie nou kan sien nie, maar wat daar is. Daai kragte en vorste wat vir ons onsigbaar is. Elke een van hulle, hoe groot of sterk hy ook al is, gaan bely. Almal op die aarde. Elkeen van ons. Elke mens. En ek gaan daar bysit of jy wil of nie. Dit sal jou belydenis wees. Dit sal die heelal en alles se belydenis wees. Jesus Christus is die Here. Nou as jou belydenis Jesus is die Here is, dan moet jy verstaan dat jy ook sê, maar hy is jou meester. Jy is aan hom onderworpe. Hy het gesag oor jou. Ons dink aan die Heidelbergse Katekismes, vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Nou, hier is dit ook goed om hom so 'n bietjie af te stof, want hy's langer as dat ek aan Jesus Christus behoort. Dis waar, maar dis 'n baie kort stukkie van daardie troos. Die antwoord lui as volg: dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat daar sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Hy het ons uit die heerskappy van sonde en die duiwel kom verlos.
Ons behoort aan hom. Nou is dit lekker om te hoor van verlossing. Is lekker, nee. En dit moet ook lekker wees, dit moet goed wees. Dis goeie nuus, dis die evangelie. Maar hier is iets wat vas is aan die verlossing. Want ons bely dan, hy het ons losgemaak van die heerskappy van die sonde en van die dood en van die duiwel. Ons staan onder nuwe heerskappy. Ek wil amper sê, we're under new management. Gehoorsaamheid is vas daaraan. En selfs Christus was gehoorsaam. Tot in die dood. Gehoorsaamheid is deel van die eienskappe wat hoort by die kinders van God. Ons behoort nie aan onsself nie. Paulus sê ook hier, werk met vrees en bewing aan jou verlossing, aan julle verlossing. Nou voordat jy dink jou verlossing hang vir jouself af, lees asseblief tog net 'n vers verder. Want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, is God. Ons het nou net ook in die belydenis daarso gesê, daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Daai krag en dryf kom nie uit jouself nie. God werk in ons en ons werk vanuit daai werking in gehoorsaamheid. God laat ons deelneem, deel hê aan dit wat hy binne in ons doen. Doen alles sonder kla en teenpraat, sê Paulus ook. Help jy's gehoorsaam, maar dis vir jou 'n verskriklike las en 'n verskriklike straf. Jy sit en mor die heeltyd, maar hoekom moet ek nou? Doen alles sonder kla en teenpraat. Nou net voor jy dink die boodskap van Kersfees bly dalk agterweë in hierdie preek. Kom Paulus by die stelling waar hy sê, julle skyn onder hulle so sterre in die heelal. Die lig van die gelowiges skyn, omdat die lig van Christus in hulle skyn. Johannes 1, lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hy sê dat gelowiges sonder fout, sonder blaam moet wees, sonder aanklag, daar moet nie aanklagte teen gelowiges ingebring word nie. Sonder 'n mengsel van boosheid en reinheid, slegs rein, slegs skoon. Daar moet nie 'n samevlansing van goed wees binne in gelowiges, 'n bietjie rein of daar was 'n onderhoud met 'n ou eendag gevoer, lank terug, is 13, 14 jaar terug, nee, nog langer, van 16 jaar terug. Toe hy in die koerant gesê het, was 'n bekende musikant gewees. Toe het hy gesê, ja, hy's 'n gelowige, maar gelowiges kan ons ook maar so nou en dan stout wees. Nee, dit kan nie. Dit hoort nie by ons nie. Dis nie deel van wie ons is nie, dis nie ons identiteit nie. Ons is beelddraers van God, van sy beeld, van sy aard. Jy wil hê jou kinders moet reflekterend wees van die waardes wat jy vir hulle geleer het, hoe jy hulle grootmaak. God wil hê ons moet skyn soos sterre in hierdie donker wêreld waarin ons onsself bevind. God wil hê ons moet vlekkeloos wees. Sonder smet, sonder kolle. As jou vrou nou al ooit vir jou gesê het, jy sit tomatiesous kol op jou hemp, jy kan nie so uitgaan in die openbaar nie. Jou lewe kan ook nie so vol tomatiesous en chips vlekke wees, as jy
sê jy's 'n kind van God nie. Natuurlik, ons maak foute, ja. Bely dit. Breek met die sonde. Wees ligte wat in hierdie donker wêreld skyn. Trek die lyn deur na Kersfees toe. In Bethlehem, ons sing Bethlehem ster. Ek het al baie keer gewonder, ja, ons plaas soveel klem op die ster, wat moet ons maak met die ster? En toe ek nou die gedeelte gelees het, het ek ten minste substans daarin gekry om te sê, maar hierdie ster wat 'n leidsman na Jesus was. En Paulus kom sê, ons skyn so sterre in die donker wêreld. Ek wil net 'n kant aantekening hier maak oor die sterre, want daar's mense wat baie keer sê dat die sterre voorspel. Kyk, hierso is dan die ster het Jesus se geboorte voorspel. Die mense wat glo in die sterre voorspel en die goed sê dat die posisie van die sterre 'n invloed het op die dinge wat hier op aarde gebeur. Hierdie was nie dieselfde nie. Hier het 'n gebeurtenis wat op die aarde gebeur het, die posisie van die sterre bepaal. Om as teken te dui, waar selfs die heelal ingespan is, as 'n teken van Christus se koms. Nou Paulus sê, ons skyn wat ons het in hierdie wêreld, hierdie lig wat ons dra, moet ander mense ook na Christus toe wys. Elkeen van ons is veronderstel om 'n Bethlehem ster te wees, as jy dit dan so wil vat. Jy, ek, elke gelowige, behoort 'n leidsman na Jesus te wees. Ons moet in een rigting wys, eensgesind, een rigting wys na Christus. Ons hou vas aan die woord van die lewe. En die woorde wat lewe gee, is nie net woorde nie, ons weet dis iemand, dis Jesus self. Ek sluit saam met Paulus af. Ten spyte van die erns van die saak. Paulus skryf daar oor sy eie dood, wat hangende is. Die doodsgevaar waarin hy verkeer. Ten spyte van die erns van die sonde en die krom en ontaarde geslag, hierdie donker wêreld waarin ons onsself bevind, word ons gekenmerk deur iets wat miskien onverwags kan wees vanuit 'n wêreldse perspektief, wanneer ons praat en dink oor die goed. Vreugde en blydskap. Daar is ons by die laaste van die fees, verbly. Wees bly te midde van hierdie gevare en uitdagings en moeilike tye. Hoe? Nou begin Paulus daai hokkie se deurtjie oopmaak. En nou besef ons doen dit, ons verbly ons te midde van al die goed, deur dieselfde gesindheid as Christus te hê. Onbaatsigtige nederigheid. Ons is kinders van God, is dit nie vir jou iets om oor bly te wees nie? Dis wonderlike nuus. En God self is werksaam binne in ons, om ons vlekkeloos en rein te maak, sonder smet. En ons het 'n verwagting binne in ons na die dag van Christus, na die wederkoms, wanneer ons weet dat hierdie wêreld en al sy dinge gaan verbygaan. God maak 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dis daardie vreugde. En dis daardie dag wat elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Nou in hierdie Kersfees kan jy troos ervaar in die wete
dat jy nie aan jouself behoort nie, maar aan die kind in die krib. Mag jou lewe 'n helder ster wees in hierdie donker wêreld, wat skyn en heidene, ongelowiges, van heinde en ver, na Christus wys. Amen. Here, ons is jammer dat ons Kersfees dikwels oor onsself laat gaan. En dalk gaan dit nie net oor onsself nie, dalk gaan dit juis oor die mooi van naaste liefde en onbaatsigtige diens. Maar in baie gevalle word liefde aan God, of liefde vir God, agterweë gelaat. Here, ons is jammer daaroor. Kom kap en bytel U in elkeen van ons, sodat ons meer en meer die gesindheid van Christus sal hê. Ons vra meer van U, Here, en minder van ons. Help ons om gehoorsaam te wees. Help ons om lig te wees in hierdie wêreld. U het gesê ons is die sout en ons is die lig. Mag ons dit besef. Aan U kom toe al die eer en die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Jesus Christus, die Here. Amen.